Lekker om julle hier te hê, dit is 'n koelerige oggend, maar dit is winter, so iewers kan dit maar koel raak en dit is 'n geseënde dag. Die son skyn, so as jy koud kry, skuif oor hierdie kant. Daar kom 'n sonnetjie. Kinders, kom jou van gaai met die chocolaatjies. Asseblief, die wat kan. Ons gaan begin by sake vir voorbinding en een persoon, hulle is nie by ons in die kerk nie, maar aan wie ons dink en wat ons gehoor het die afgelope tyd oorlede is pastoor Russell, wat by Access Vans die sameroeper en die pastoor was. En ons het net kennis geneem dat hy oorlede is. Hy het die laaste deel van sy lewe het hy gratis gewerk, het al hierdie goeders, hy prediking gratis gedoen op Sondag. Hulle daai kos-uitdeel aksie waarby ons betrokke was, het hulle gehardloop en hulle het skenkings gekry en hulle vir niemand iets betaal nie. Almal wat daar was volunteers. So ons dink aan hulle, aan hom en sy vrou. Dan weet ek ook wat voorbidding baie nodig het is Jeline. Sê vir ons bid vir haar Riepes. Sy het hierdie week begin met haar chemo. En ek dink as ek reg onthou soos Kobus skryf het dit loop oor 12 weke. So baie sterkte vir Jeline. As julle dalk luister Jeline, ons dink aan jou, ons bid vir jou. Dis die waarvan ek weet. So kom ons hoor hierdie blok. Enige sake vir voorbidding? Niks nie. Middelblok? Nog sake vir voorbidding hierdie kant? Niks. Goed. Dan gaan ons na vreugdes toe of dankie sê, hoe dit ook al sy gebede wat dalk verhoor is. Ons begin hierdie kant, enige dankie sê, die sake. Marley is terug. Kom ons stuur vir haar chocolate. Vir Marley. Gaan gee vir haar, Marco. Bly jy is terug, Marley. Sy was by haar, nou is omgehou deur mekaar, pa se begrafnis, ja. In Suid-Afrika. Middelste blok, enige vreugdes, dankbare. Goed. En hierdie kant, Kitty. Is julle Vrydag 55 jaar gesit? Komende Vrydag. Jo. Ek dink julle gaan saamstem, dit verdien dubbel chocolate, liewe. Daai 4 chocolates. Vir Oom Koen. Hierdie om die blou checkie. Dis 'n groot prestasie. Dis genade. En baie sakke sout. Maar nou deesdae is dit net lekker soet. Alles is goed. Nog vreugdes? Dankie. Kom ons kyk wie verjaar die week. Quentin, hy is hier. Joeg, nou haal ek net sulke plain chocolates uit. Verkies jy so ietsie in die plain? Toch. Ons stuur maar Cherry Ripe gee kom Luca, dan stap jy so af, of gaan jy saam stap hier? Ok, die oom sit, hy sal sy hand opsteek. Baie geluk, Quentin, dit is môre. Wian, wat is dit baie keer hierdie kant, maar ek vang so Wian Montgomery, en die Lanza Kreer geloof nie is hier nie. Iemand vraag nie weet vir my oor die Lanza, gaan goed met klein Isie. Ek sou gehoor het as dit nie goed gaan nie. Hulle is net baie min by ons deesdae, want die Lanza het 'n vriend en hy is in 'n Engelse kerk, so hulle gaan kerk toe, maar hulle gaan na Engelse erediens toe. En die laaste wat ek gehoor het, het dit baie goed gegaan met Isie. Nou het ek tog behoefte om vir iemand 'n chocolate te stuur, want sy was nie verlede Sondag hier nie, toe kom ons net vir haar stuur, toe bel hom gehaal, ja, toe het sy nie telefoon opgetel nie. Lisa. Sy het sommer gewede, as jy so stap, na hom koos, daai hande toe liewe,
as hy baie geluk lees al toe die kreer sien, toe weet hy, daar was nog 'n kreer, iewers. Goed, so dis die verjaarsdag. Kom ons kyk, wie is vanoggend, is daar enige mense wat vir die eerste keer in ons erediens is? First timers. Daar is 'n jong man, ja, Jean se broer, is dit reg? En agter hulle ook twee, ek wil nou kyk, so daai ene iemand gaan in daai rigting, die jong man sal sy hand opsteek, en dan kan Luca sommer saamstap, Luca en Levan, 3, lyk dit vir my. Voorwag, daar gaan Luca op, daai blaaitjie Levan, en daai 3 chocolates, stap ook maar so, omtrent daar waar broer hulle was, net agter hulle, en ek gaan nou vir jou chocolate gee, Marco. Nog iemand? Eerste keer mense, hierdie kant lyk almal bekend. Goed. Ek het vir Tannie Tanya gevra om 'n nuwe sakkie chocolate te maak, dat die keuses makliker is. Toe doen sy dit. Kom ons maak maar so. Want ek sien julle sien nie so lekker daar. Daar's hy. Luca vat. Ag, laat hom maar terug vat. Dankie julle, dankie vir die hulp. Dankie vir al dat mamma, papa, dat julle kerk toe kom as dit skoolvakansie is. Mense is so geneig, natuurlik moet mense af en toe bietjie af. Dit is goed. En dit is goed as mense op vakansie gaan. Dit is baie goed. Maar as mense by die huis is en is vakansie, kom gerus kerk toe. As ons wegbly, leer ons kinders iets. Dit beteken as jy op vakansie is, hoef jy nie kerk toe te gaan. Guess what happens as jy aftree? Kom jy meer kerk nie. 24/7 op vakansie. So, bly in die gewoonte. Dis 'n goeie gewoonte. Bring ons nie in die hemel uit nie, maar dis 'n goeie gewoonte. Welkom weer vir die ouens wat later ingekom het, wat ek nie met die eerste welkom gevang het. Dit is genade, wonderlike genade, dat ons kan saam wees, en veral in hierdie kerkgebou, wat 'n wonderlike geleentheid of 'n lekker fasiliteit is, maar Louis sal vir julle ook sê, dis genade dat alles nou eers weer werk, want elke Sondag as ons hier inkom, vandat hulle daar agter verander het, sukkel ons, en ons het vandag ook, toe ons die musiek oefen en alles nie die woorde gehad nie, maar alles is nou op die skerm, en ons dank die Here daarvoor. Ek bid vir ons begin ons erediens en dan gaan ons lekker saam sing. Here, ons kom val in eer betoon voor U neer. Ons buig en kniel voor U, ons Here en ons Skepper. U is ons God en ons is die volk, U kudde, U skape, wat deur U hand versorg word. En ons loof U daarvoor. Amen. Liewe vriende, genade vir julle en vrede van God ons Vader en Jesus Christus, ons Here. Terwyl die span opkom, ek het die eerste liedjie gekies wat 'n ou liedjie is, wat Piet Smit bekend gestel het. En toe ek na hom luister weer, hoe sing mense hom, toe ek so spyt, ek het nie 'n kinderkoor nie. Dink ons moet 'n kinderkoor begin. Dis nou al die ouetjies wat voor hulle, die mannetjies voor hulle stemme breek. Want julle sal die liedjie onthou, waar die kinders saam begin sing, as mens by die koorgedeelte kom. So ek gaan maar vra, terwyl daai Engelsstemme nie hier is, en dat die ander Engelsstemme wat nie gebreek het nie, is die dames, dat julle vir ons hard en eerlik saam sing. Lisa sê miskien so 'n bietjie, ek staan nie heeltemal so nou, net so. Dat julle vir ons lekker saam sing, dat ons die lied kan sing. Piet Smit het die lied geskryf op 'n stadium, nie toe hy ongelowig was nie,
maar vir mense wat dalk wonder. So nie, as jy nou sing, ek wil so graag glo dat ek sy kind is, vir een oomblik dink jy moet altyd daaroor wonder, jy kan weet dat jy sy kind is. En ek wil so graag sê, ek is lief vir hom, jy kan dit maar vir hom sê. So nie die woorde so opneem, asof dit 'n onsekerheid is nie. Dis maar net in die gees waarin hy dit geskryf het. Maar ons sing dit met groot blydskap en vreugde en drie verse daarvan. Goed, kom ons staan, sing ons lekker. Ek wil so graag doen dat ek sy kind is. Ek wil so graag sê, ek is lief vir hom. Ek wil weet dat ek al hom verbind is. Ek wil so graag reg wees as sy kom. Want ek wil meer en meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra my droom. Ek wil so graag doen dat hy hier is. Ek wil so graag sê, ek is lief vir hom. Ek wil so graag doen as ek alleen is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek wil meer en meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy die troon. Ek wil glo dat Jesus altyd daar is. Ek wil so graag sê, ek is lief vir hom. Ek wil glo dat die Bybel regtig waar is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek wil meer en meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy die troon. In my hart dra hy die troon. Volgende lied, prys die Heer, o my siel. Prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing jy lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote
Ons riglyn het gekies vir of uit 1 Korintiërs 13. Ons ken dit baie goed. Ekskuus, ek het nie 'n merkie ingesit vir nou met 'n blaai. 1 Korintiërs 13 en ons gaan net die eerste 8 verse lees.
Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Dis nou nadat Paulus geskryf het, lê julle toe op die beste genadegawes aan die einde van die vorige hoofstuk. So nou wys ek julle wat is nog die allerbeste. Al praat ek die tale van mense en engele, ek het die voorafgaande gedeelte verwys na die sprekentale. Maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal en 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe om God se boodskap te verkondig, die gawe van profesie, ook daarna het ek verwys in die vorige gedeelte. En al ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek alles wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, so, ek soek nie nou sulke romps nie. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit, net tot dan. Here, ons lewe is nie altyd so vol liefde nie. Of ander mense wat vir ons moet lief wees, maak ons seer en dan ervaar ons ook maar met die tyd nie so baie liefde nie. Of ons besluit sommer voor die tyd, voor ons nog iemand leer ken, vir jou gaan dit nie so baie lief kan wees. Hoe dit ook al sê, ons kom bely vanoggend, ons liefdeloosheid, ons geduld, die gebrek daaraan, die gebrek aan ons vriendelikheid, die so dikwels afgunstig wees op ander, in plaas van om saam met hulle verheug te wees. Vergewe ons, Here. Baie dankie, dat as ons wonder hoe lyk liefde, dat ons maar net die Nuwe Testament kan oopmaak, en die eerste 4 evangelies lees, en U in aksie dophou, om te weet, so lyk werklike liefde. 'n Liefde wat gaan na plekke toe, waar die godsdienstige mense van daardie tyd nie gedink het om te gaan nie. 'n Liefde wat uitreik na mense wat deur die samelewing uit die stad uitgesit is, omdat hulle dalk vir ons kan aansteek, sodat hulle liewer daar buite bly. 'n Liefde wat na die uithoeke toe gegaan het van die wêreld, so ver as wat U kon. Baie dankie vir U voorbeeld. Ons bring ons eie gebrek aan liefde vanoggend na U toe en ons bid, leer ons, help ons om meer en meer soos U te leef. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Kom ons bely ons geloof en dan bly julle staan, so na die einde van die geloofsbelydenis kan die musiekmakers en die sangers weer vorentoe kom. Bly julle staan vir 'n lied, maar kom ons staan eers, dan bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees,
Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Nou gewoonlik sing ons 'n lied wat pas by skuldbelydenis. Ek wil vandag 'n lied sing wat sê, loof hom, omdat hy ons skuld vergewe het. Dis sending Sondag. Ons het dit so op die afkondigings vir julle laat weet. Wat beteken ons gaan net so in die prediking definitief aandag gee aan die feit dat ons getuies moet wees in die wêreld daar buite. Voordat ek na die prediking bid, gaan ek vir Louis Coetzee vorentoe roep en gaan ons 'n bietjie kyk na hulle besoek aan Gerson onlangs. Want Gerson is op sendeling daar in Otjiwarongo, hy werk by verskillende plekke. So met dit in gedagte het ek toe ook na 'n teks gaan soek en uitgekom by dit wat bekend staan as die groot opdrag. Matteus 28 vers 16 tot 20. Kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie dat ons nie deur U misgekyk word nie. Dat ons in U oë belangrik is. Dat U ons baie lief het. Dat elke haar op ons kop getel is, so baie weet U van ons af. Baie dankie daarvoor. Dankie dat ons in U inderdaad 'n Vader kan hê. En dankie Here Jesus, dat U ons vriend, verlosser is. Wat voor ons loop. En wat vir ons sê, loop net agter my aan. Loop maar net in my voetspore. Dan is jy my disipel. En dankie o Heilige Gees, dat U wat in ons woon, bly, waar presies weet ons nie, maar wat ons hele liggaam bestuur en wil lei, dat U altyd getrou is, dat U nooit rus, sluimer, inslaap of enige so iets nie. My gebed is dat U ook nou in hierdie erediens vir ons so sal lei. Vir ons sal wys op Jesus, wat weer vir ons wys op die Vader, sodat ons met U gevul kan huis toe gaan, meer en meer gevul. Kom doen dit vir ons. Help vir ons dat ons die woord sal verstaan en daarvolgens sal gaan lewe. In Jesus naam bid ek dit. Amen. So net 'n paar verse. 5 om presies te wees, 16 tot 20. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. As jy met die 2020 vertaling sit, dan sal daar staan na die berg toe waar Jesus hulle ontbied het. En ons sien dit, byvoorbeeld net in die vooraf, ook in Matteus 28, lees ek in vers 7, dat Jesus vir die vrou sê,
gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea. So dis waar Jesus sou wees, kort na sy opstanding, en dan weer, moenie bang wees nie, vers 10, gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan, en daar sal hulle my sien. So as jy nou in die Bybel kyk op 'n kaart, sal jy sien Galilea is taamlik noord van waar Jerusalem is, waar Jesus gekruisig is. So hy het intussen, wat sy persoon aanbetref, taamlik noord beweeg, tussen Judea, waar Jerusalem is, soos julle nou kyk, en Galilea, lê Samaria, waar die Samaritane gebly het, en baie keer het die Jode nie daardeur gegaan nie. Hulle sou nie deur 'n Samaritaanse landstreek trek nie. So hulle het dan oor die Jordaan gegaan, aan die buitekant, nie aan die kuskant nie, aan die buitekant opgetrek, en dan weer oor die Jordaan, om in Galilea te kom. Wat natuurlik nie nodig was nie. Want wanneer Jesus begin doop, dan gaan hy sommer deur Samaria. Laat die disippels vir hom sê, Heer, wil jy regtig hê ons moet daardeur gaan? Maar vir hom was dit nie 'n probleem. Maar goed, dit net so 'n bietjie geografies, dat ons weet, en hoekom Jesus, hy's nou baie ver eintlik van die plek waar hy gekruisig is. So die volgende vers. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee, in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe, en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. En onthou, is interessant, in die Engelse Bybel op my app, die Blue Letter Bible, staan by daai en onthou staan, verlede week se boodskap, die van julle wat hier was staan, lou. Nou julle vir lou, die Japanesie wat tot bekering gekom het, wat gesê, ja, die Bybel is so wonderlik persoonlik vir hom geskryf, tot sy naam is daar, lou, I will be with you. Dis wat in die Engels staan. Onthou, ek is by julle al die dae, tot die volëinding van die wêreld. Gaan hy dan weg? Nee, dan is ons by hom vir ewig. So al die dae, tot in alle ewigheid, sal Jesus by ons wees, en ons by hom. So as tema, Jesus roep ons nie net om te kom nie, maar ook om te gaan. Gaan dan na al die nasies toe. In Bak het ons 'n sendingbeleid, wat ons omtrent 5 jaar terug, ek en Marius Vins en Johan Stein, wat ons opgestel het, en wat ons gebaseer het op Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Ek gaan net gou vir die skerm weer wag, want ek wil hê julle moet dit saam lees. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, daar waar julle bly, sowel as in Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Dis ons sendingbeleid in Bak. Ons moet bedrywig wees met evangelie uitdra, hier waar ons bly, Jerusalem, Judea, die onmiddellike omgewing, Samaria, daar waar jy nie wil deurtrek nie, daar wat jy liewer vermy, soos ek dit net beskryf het, en dan tot die uithoeke van die wêreld. Maar vanoggend, so daaroor het ek ook 'n sendingpreek 1 jaar gehou, en ons het lekker na daai gedeelte gekyk. En dis belangrik, miskien net 1 minuutjie oor daai teks, dat jy sal hoor, daar staan, julle sal krag ontvang, julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in. So party ons dink, ons moet maar net eers hier van Jesus getuig, ons hoef nie nou verder te gaan. En as ons hier klaar getuig en dan gaan ons eers verder. Nee. Oral waar ons gaan, gelyktydig moet ons getuig van. So vanoggend gaan ons nie daarby stilstaan nie, ons gaan stilstaan by die woorde, gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels. My eerste slide, as ons dan nou net terugkom, lees, elke Christen is 'n disipel maak, ook jy, so ook jy.
Niemand word oorgeslaan. As Jesus met sy disippels praat, skryf die ouens hulle oordeel, dit was nie net die 11 nie. Ons lees hier, die 11 disippels het na Galilea toe gegaan. Maar dat daar dalk baie van die volgelinge saam daar op die berg was. Jesus het ons vir die disippels gesê, hulle moet gaan, maar jy kan nou dink, soos wat hulle stap, as hulle dalk nog in Jerusalem, daar in die kamertjie was, waar hulle toegesluit was, soos wat hulle gaan, sou hulle vir die mense vertel, ons gaan Jesus ontmoet, ons gaan terug, daar waar hy vir ons gesê het, ons moet wees, en was daar op die ouen dalk 'n klomp mense, so hy wil vir al daai mense, disippels, 11, die 11, maar ook al die ander volgelinge sê, julle moet disipelmakers gaan wees. Nou dis iets anders as om bekeerlinge te maak. Om iemand te bekeer, kan ek en jy nie doen. Ons kan 'n getuie wees, ons kan 'n disipel wees, ons gaan nou meer kyk wat dit beteken. Maar dit is God wat in mense se harte werk om hulle te bekeer. Dit is, 'n mens kan jouself bekeer, maar 'n ander mens kan jou nie bekeer. Dis nie hoe ek die woord verstaan. Daarom as die ouens preek in die Ou Testament en die Nuwe Testament, sê hulle vir die ouens vir wie hulle preek, bekeer jou en kom tot inkeer. Baie keer. Soos 'n opdrag vir 'n mens. Maar jy as mens kan dit ook net doen as die Here deur sy Gees vir jou voorberei. Jesus self het gesê, niemand kan na die Vader toe kom as die Vader hom nie trek nie. So God berei ons lewens voor, hy werk in ons. Jy hoor hier ietsie en jy hoor daar ietsie, jy begin ding en miskien hoor jy vanoggend dat die Here vir jou sê, ek praat met jou, bekeer jou. Maar as hy vanoggend sê, ek en jy moet gaan en disippels gaan maak, dan dink ek is dit iets anders as om bekeerlinge te maak. Maar dit beteken nie, ons kan niks doen, nie allermins. Soos ek nou net en ek gesê het, ons moet gaan en ons moet getuies gaan wees. Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. So, ons kan iets doen. Vir die gelowige vrouens skryf Petrus in 1 Petrus 3 dat hulle so voor hulle mans, so voorbeeldig voor hulle mans moet leef, dat wanneer hulle, dis nou hulle ongelowige mans, dis nou wanneer 'n gelowige vrou met 'n ongelowige man getroud, sodat wanneer hulle ongelowige mans hulle lewe sien, hulle vir die Here gewen sal kan word. Petrus sê dit is so. As iets wat jy kan doen, gaan leef reg, gaan wees 'n getuie. So moenie dit verkeerd verstaan as ek sê, ons kan nie bekeerlinge maak nie, in die sin van, ons kan nie mense bekeer, dat dit nou beteken ek kan niks doen. Want dan moet ons hierdie vers waaroor ons vanoggend gaan, ook uitskeer. Want hier staan toch, gaan na al die nasies toe, en maak die mense my disippels. Ons moet dit maak, ons moet betrokke wees. So waar begin dit alles? Dit beteken, dit begin by ons moet gaan. Probeer maar luister, Louis doen sy bes en ek weet hy doen sy bes. So luister julle maar net. Dit beteken, ons moet gaan. Iemand skryf, om 'n Christen te wees beteken, ons moet nie al ons energie insit in kerk toe kom nie, met die klem op die kom, maar veral ook om te gaan. Daar nou baie tekste is wat sê ons moet kom, is so. Matteus 11:28, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Op 'n ander plek sê Jesus, elkeen wat na my toe kom, so ons moet kom, maar ons moet ook gaan. Ons kan nie by kom bly. En as hierdie persoon sê, om Christen te wees beteken ons nie al ons energie insit in kerk toe kom nie, is my vraag vanoggend, behalwe kerk toe kom, wat baie, soos ek in die begin gesê het, 'n goeie gewoonte is, wat doen jy nog? Wat die evangelie betref. Gaan jy ook, soos wat die Here roep, dat ons sal gaan? Ek dink persoonlik, ons kan nie gaan as ons nie eers gekom het. Ons kan nie gee as ons nie eers van die Here af ontvang het. Hy rus ons toe. Hy gee vir ons wat ons nodig het. En dan kan ons gaan. En dan kan ons gaan gee.
Dis hoe hy werk in ons lewe. Maar ons kan nie net kom nie. Dit sou 'n baie selfsugtige manier van godsdienstbedryf wees, as ek net wil ontvang. Net kerk toe kom, en volgende Sondag weer kom, en die Sondag daarna weer kom, en so dikwels as wat ek kan kom, maar nooit uitkom by gaan nie. Dan is ek eintlik maar selfsugtig, wil net myself verryk, maar wat nou van die res? So, 'n ander verkeerde verstaan van hierdie woord, is dat 'n mens kan dink, die gaan, as ons dan nou hoor, ons moet ook gaan, is iewers ver. Nee, as mens gaan kyk na die Griekse woord, en ek het hom gaan naslaan, dan beteken dit eintlik, so algaande moet jy disippels maak. So dis nie gaan Indië toe, en gaan maak disippels. Dis nie gaan in waar ook al, en dat jy nou sê, wag, ek is nou ongelukkig, my werk is hier, ek kan nie nou, daarna toe gaan nie so, kom ek doen dit nie. Nee, die Griekse woord, dui aan hier en voortdurend, so algaande, waar jy ook al, of jy werk toe gaan maandag, en of jy sportveld toe gaan na werk, of waar jy ook al gaan wees, gaan maak, disippels. Moet niemand oorslaan, jy moet ook nie besluit waar jy disipel sal gaan wees. Dit werk nie so. So hoe doen die mense? Hoe doen die mense? Ek het reeds gesê, dis nie net praat nie. Met ander woorde, prediking en bekering en getuie wees. Dit moet ook iets meer wees. Die beste definisie wat ek kon kry om disippels te maak, is die Bybelse opdrag om mense te begelei om volgelinge van Jesus Christus te word. Om mense te begelei om volgelinge van Jesus Christus te word. 'n Disipel is 'n volgeling. Stap in sy spore. Stap net daar waar hy gestap het. Bly net in sy spore. Maar nou ook ander mense bytrek. Ek wil hulle begelei, sodat hulle ook kan stap waar ek stap. En as ons gaan stap agter Jesus aan, skryf een ou, dan gaan ons uitkom by die plekke waar Jesus uitgekom het. Nee. Om 'n disipel te wees, beteken met ander woorde, dis nie ek wat besluit, dit het ek nou net so gesê met die Indië voorbeeld of so, dis nie ek wat besluit waar ek wil gaan nie. So stappende agter Jesus aan, stap ek, en ek kom uit, waar Jesus uitgekom het, die platteland, die stad, by die Samaritaanse gebied, by die tollenaars en die sondaars, want hy het baie daar tyd spandeer, by die siekes, by die gestremdes, die armes, die verwerptes, op 'n Sondag in die kerk, by die tempel het hy uitgekom, by die Joodse leiers, die godsdienstiges, maar ook die wat nie geglo het. En wanneer hy by hulle gekom het, het hy hulle gevoed, gebid, genees, aanvaar, en so moet ek en jy gaan. Dis die plekke waar ons moet uitkom. Dis wat ons moet doen. Jesus, ons groot voorbeeld. Ons moet dis nie, ek lees maar my slides vir julle, dan mis julle niks. Ons moet dis nie na mense toe gaan, en hulle, ons moet dis na mense toe gaan, en hulle met ons lewe, en ons woorde, uitnooi na Jesus toe, sodat hulle ook kan inval, en dan stap ons so agter hom aan. As mens sou wonder, hoekom sal mense dit doen? Wat oortuig hulle, dat dit die moeite werd is? Dan sê al die ouens wat hier oorskryf, net een ding, my en jou voorbeeld, wat wys, dat dit die moeite werd is. Kan ek dit weer sê? Wat gaan mense oortuig? Onthou, hulle ken nie vir Jesus, hulle gaan nie lees oor hom. Wat gaan vir mense oortuig, dat dit die moeite werd is, om 'n volgeling, 'n disipel van Jesus te raak? My en jou voorbeeld. Hoe ons optree, wat ons doen. Want sien, dis die enigste voorbeeld wat hulle het. Ek sou dit 'n bietjie later sê, en gaan dit al weer sê, jy is die enigste Christen met wie sommige mense ooit in hulle lewe te doen gaan kry.
Hulle gaan dalk nooit weer met 'n Christen te doen kry. Maar vandag kom jy oor hulle pad. Hoekom ons, as ons sou vra, teenvraag, wie anders? Disippels is die beste mense wat van ander disippels kan maak. 'n Ongelowige kan tog nie 'n disipel maak van Jesus uit ander mense. Dit is net ek en jy wat dit kan doen. As ons dit nalaat, gaan die geleentheid verby. Ongelukkig is daar baie Christene wat dink, om een of ander rede, ek kan dit nie doen nie. Wat nog altyd gedink, dit is seker die predikantse werk, of die ouderlinge, of die groot gelowiges, hulle moet disippels maak. Net nie ek nie, ek is te jonk, ek is maar 4 jaar oud soos Luka, wat kan ek nou doen? Of ek is 'n tiener, ek sal probeer as ek klaar is met my skool en al die dinge. En voor jy jou kom kry, is jy oud en afgetree, dan sê jy, kom wel, ek is nou te oud. Ek sal dit los verander. Nee, elkeen wat die Bybel kan verstaan, natuurlijk kan 'n ou babietjie dit nog nie doen, maar elkeen wat die Bybel kan verstaan en wat die woorde verstaan, gaan dan en maak disippels van alle mense, is oud genoeg, of wat ook al, om 'n disipelmaker te gaan wees. So, kom ons doen dit, dit is so belangrik. Nou wie toe moet ons gaan? Ons beleid, Handelinge 1 vers 8 sê, Jerusalem, Judea, Samaria, uithoeke van die wêreld. Ons teks vandag sê, gaan dan na al die nasies toe, die hele wêreld, en maak die mense my disippels. Vroeger, dis interessant, toe Jesus sy disippels uitgestuur het, die 11 het hulle gestuur na die verlore stamme van Israel, om daar te gaan werk. Nou kom hy en hy sê, al die nasies. Ek wil afsluit. Is daar hulpmiddels? Is daar iets wat ons kan gebruik, aan kan vashou, om vir ons te help? Ja, gelukkig. Luister bietjie. Deur wat word hierdie vers, hierdie gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels. Deur wat word dit omarm? Vers 18. Aan my is alle mag gegee, in die hemel en op aarde. En dan die vers, gaan dan na al die nasies toe. En dan net daarna, en onthou, lou, ek is by julle, al die dae, tot die volëinding van die wêreld. En toe ek dit lees en ek besef dit, toe dink ek, wauw Here, luister wat sê U vir ons. Is jy bang om 'n disipelmaker te wees? Wonder jy of jy dit gaan regkry? Die een wat jou stuur, wat sê ek gaan saam met jou, is die een wat alle mag het. In die hemel en op die aarde. Hy kan enigiets doen. Hy wil dit doen, het is verlede week gesê, en hy sal dit doen. Maar hy soek die een wat afsluit, wat sê, onthou, ek is by julle. So die een met alle mag, is altyd by ons. Is interessant, een ou wys daarop, en dit was ook vir my mooi, dat Matteus hoor, dat God by ons is, baie kere. Maar wanneer hy sy evangelie begin skryf, is hy die een wat sê, dat om my seun na hierdie wêreld toe te stuur, gaan ek hom 'n naam gee, Immanuel. Wat beteken, elke keer as die mense daarna luister, sal hulle weet, julle weet wat Immanuel beteken? God is by julle. En wanneer hy sy evangelie afsluit, want hier is die laaste verse, as jy met jou Bybel voor jou gesit het, dan is dit die heel laaste verse. Louis, just in time for your speech, man. Dan sê hy dit weer. Dan sê hy, onthou, ek is by julle. Is dit nie wonderlik? Moenie daaraan twyfel. Ek is by julle. Laat ons dit nooit gering ag. Amen. Nou gaan ek vir Louis vra, om vir ons te kom sê, wat het renosters nou met ons te doen? Lise, gaan jy die slides gooi? Ok. En dan gaan ons bid. So hulle twee. Ja, is reg. Hulle twee het nou maar weer deurgereis.
en hulle was by wonderlike plekke. Sonder dat ek nou weet wat, weet ek daar is die waterberge. Dit reg. Môre almal, ek het nie 'n woord van die preek geluister en ek het daai stupid en ek is so die hele tyd so. In elk geval, môre almal. Soos Gawie gesê het, ons het by Gerson gaan inloer en op Karara toe ons in Namibië was. Dit was vreemd, dit was lekker, dit was bemoedigend en dit was nogal snaaks. Ons het van Natosha af suid gery op Karara toe. Van die van julle wat Namibië ken, of nog onthou van julle weermag daar af, ons het gery Tsumeb, Grootfontein en dan die waterberge wat daar op die foto is. Op Karara is op die vlakte net suid van die waterberge. Ons het die aand in die waterberge tussen die renosters oornag, met die leeuw Sondag net voor 10 by die kerk toe is. Gerson het ons Google Maps pin gestuur, waar ons sou ontmoet het. Maar die grondpad was sleg, en ons het ons met die tyd misgis. Ek het vir Gerson geteks, dat ons moontlik so 5 minute laat sou wees. Ons het voet neergesit en 10 uur gemaak met 'n paar sekondes om te spaar. Nou moet julle weet, op Karara is 'n swart dorp, en wat ons vroeger die tuismaande genoem het, sou gewees het. Daar was varke, hoenders, donkies en maar honde, maar was geen teken van Gerson of 'n kerk nie. Ons was bang hy sal besig met die diens en ons wou nie steur nie. Maar na 10 minute se rondry en rondvra bel ons met hom. Nee, sê hy is nog op pad met mense, hy sal ons by die nuwe college ontmoet. So 10:15 se kant kom Gerson vandaan met sy wit bakkie, sy wit Toyota bakkie, met 'n vrag mense en begelei ons kerk toe, vir so 2 kilometer verder. Wag maar so lank onder die boom, sê Gerson. As die boom, kan jy die boom sien. Hy moet net van nog mense gaan haal. Binne is in die gemeente lekker saam in Herrero, en ons herken so hier en daar 'n wysie. Maar ons wag maar buite, want ons is vreemd, en ons is skaam, en ons is baie, baie wit. Stiptelik om 10:30 arriveer Gerson met sy tweede vraag. Ek sien die Toyota bakkie is vol, en ek begin tel. 14 siele later, stap ons toe in die kerk. Daar is die kerk. Mens kan sien die mense is arm, maar hulle is in die beste sondagklere uitgevat. Kyk na die pragtige Herero rok van die Antiaan Hemel voor. Vir ons onthaalwe waar het 'n paar psalms in Afrikaans en Engels gesing, en die jeugkoor treat ons met 4 moderne liedjies uit 1992 uit. Maar as die jeugkoor. Hulle is eers baie skaam, want toe hulle in die gang kom, kan mens aanvoel, hierdie mense is Jesus se werklikheid. Dit is hemelvaart en Gerson praat uit Johannes 16 uit. Hy praat so 5 minute in die Herero, en dan 2 sinnetjies in Afrikaans van ons onthaalwe. Ek vermoed ons mis baie, maar wat hy sê is mooi. Jesus is terug hemel toe, maar hy het nie gechild nie. Hy werk elke dag aan ons deur die Heilige Gees. Na die diens vra Gerson of ek 'n paar woorde wil sê, hy sal vertaal. Ek sê ons kom van Australië af, maar Gerson vertaal net ons kom van ander kant die see af. Die gemeente weet van die see, maar hulle het geen konsep van Australië nie. Ek vertel hoe mooi die land is, die diere is, en Gerson vertaal. Ek sê, maar die mooiste ding wat ons sover gesien het, is hierdie jong mense wat so vir Jesus sing. Voor Gerson kan vertaal, maak hy antie met die mooie Herero rok af in perfecte Afrikaans, sê sy. Amen, dit is so waar. Na die diens gaan wys Gerson vir sy stuk grond, waar die kerk gekoop het, die laaste foto. En so 'n bietjie verder waar die sokkombuis is. Daar is baie mense, en ons voel is ongemaklik, maar almal ken Gerson, en dit is duidelik dat die mense hom baie waardeer, met 'n groot impak op die gemeenskap. Gerson het ook 'n tweede gemeente, so 200 km wes van daar af, wat verduidelik hoe die arme Toyota bakkie so voorsgery is. Terug in Australië sê Gawie vir ons dat, alhoewel Gerson beroep is, hy geen salaris by sy kerk kry nie. Ek kan dit verstaan, maar die mense is baie arm. Omtrent Gerson se hele salaris word deur ons gemeente hier gedra. En my waarheid is in dollar term, regtig is dit maar peanuts. Ek kan julle beloof dat die geld gaan vir 'n baie goeie doel, en dit het 'n disproporsionele impak op die gemeenskap van Karara. Dankie Gawie, en dankie dat ons ervaring met julle kon gebeur het. Ek sê dankie. Julle sal nie weet wat dit vir Gerson beteken, dat hulle daar was. Och, hy bel my, kyk hy, as hy nie op 'n Vrydag bel nie, dan skryf hy vir my, dan is dit môre broer. So ons praat so van die broers, ons is broers van mekaar. En sy getuienis, en dit wat hy vertel, en bid vir ons, en Alba kan dit mooi vertel, ons moet net bid, dit is bid. En ja, dis wonderlike werk wat hy doen.
Ons het vir 'n baie langer, vir 4,5 jaar, 5 jaar eintlik, het ons sy salaris betaal. Intussen het iemand wat sy getuienis gelees het gesê, maar hy wil ook graag bydra, dis 'n persoon in Perth, en hy dra nog die helfte van wat ons gee, dra hy ook by, maar ek weet nie of dit ook so lang termyn gaan wees nie. En dis wat Gerson kry. Die bakkie het seker nou 675.000 kilos op. Dit het iemand geskenk, die brandstof word geskenk, die een slaapkamerplekkie waar hy bly in Otjiwarongo is 'n ouderlingsin, dit bly verniet in. Ek dink wat gebruik hy nog? Hy moet in ieder geval sy medies moet hy self, nou weet julle wat kos medies in Suid-Afrika en in Namibië. Dit betaal hy uit hierdie fondse van ons en water en ligte, daai tipe goed dalk ook, maar so as enige een, hierdie is nie vanoggend 'n geldvraesessie nie, maar as enige een geroepe voel, ek kan vir jou Gerson se getuienis stuur, ons het dit so klompie jare terug, het ons dit op die afkondiging gesit, maar ek kan vir Tanya vra, ek het eergister gaan kyk, dit is nog op ons, op die cloud, op die Dropbox, dan kan sy dit weer vir julle stuur. Hy doen wonderlike werk. Nederige jongman, wat tot bekering gekom het, onder Dominee Gawie van 'n Merwe, wat nou predikant is in Perth. En is mooi hoe hy vertel, hoe hy maar net as 'n jong seentjie, klein seentjie, saam met Dominee Gawie rondgery, die hekke oopgemaak het, by sy voete gesit het, en so gehoor het van Jesus. So as jy ooit in Namibië kom, en jy ry deur Otjiwarongo, gaan kuier vir Gerson. As jy tyd het, ry Okakarara toe, jy het nog gesien, jy kan tot Renosters langs die pad sien, is wonderlik, en gaan woon 'n erediens by. Dit is regtig 'n ervaring. Kom ons bid. Here, baie, baie dankie, dat U ons vanoggend roep, om te gaan, en disippels te maak, mense uit te nooi, om saam met ons te kom stap, vir U te leer ken, U wat hulle lewe kan verander. Help ons om dit te doen. Help ons dat ons dit reg sal doen, dat ons sal let op ons lewe, dat ander regtig aangetrokke sal wees, tot hierdie Jesus, wat ons lewe so in plek, of naast en by in plek kry. Asseblief. Dankie vir Gerson. Dankie vir die werk wat hy doen. Dankie vir elke dag se toegewydheid. En dan hier by Saterdag, dan begin ek baie besig raak. En Sondagoggend, soos Louis verduidelik het, is dit nie kerk toe ry en terug nie. Dis heen en weer en heen en weer, om mense aan te ry. Seën vir hom, en vir Beverly, sy vrou, hou U hand oor hulle, maak vir hulle elke dag vol van U Gees, dat hulle sal moed hou, in U krag sal werk, sal aanhou, totdat U hulle vir iets anders het. Ons bid vir die student wat gaan kom, om vir hom by te staan. Wil U ook vir hom seën, wanneer hy saam met Gerson gaan werk. Baie dankie dat ons kan bid vir ons gemeente. Ek bid, Here, dat U vir ons sal bly seën, sodat ons kan gee vir Gerson en vir ander mense wat in nood is. Ons dink aan ons barmhartigheidswerk. Bly ons asseblief seën. Ek bid vir hulle wat swaar kry. Ons dink aan Jeline, wat vir hierdie chemobehandeling gaan. Ons dink aan Gerrit of Rian Kloete, wat ook behandeling kry. Magel se ma wat kanker het, nog ander mense in Suid-Afrika, wat U ken, die name van. Wil U moet hulle almal wees. Baie dankie dat ons nou kan weet en kan uitsien na opnuut disipelmakers gaan wees. Lei ons in hierdie week. Seën ons. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Ja, dit wat ou Gerson doen,
Ek het nie daar vashak, ek het nou onder gebed gedink aan iets wat ek nog dink om nog vir julle te sê, maar nou dit nou ontgaan. Kom ons bid dat ons sal gaan. Het ons nou woorde, gaan dan een, daar sê hy. Is dit nie wonderlik? Toe ons moes woorde sien, was hulle daar. Toe ons moedfoto's sien, was hulle daar. En toe die Here vanoggend gereël dat julle net luister en niks lees. Wonderlik, prys sy naam. Gaan dan heen, gaan in vrede. Dit sê eintlik alles, my kind onthou, ek is altyd daar. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal elke dag by jou bly. Amen. Sit 'n oomblik net vir so afkondiging of twee. Doen het graag namens die ouderling, ek kan soms so staan. So die beroepingsproses is sterk aan die gang. Ons het al 2 vergaderings gehad, komende Woensdag het ons weer ene, waarin ons sekere werk wat uitgedeel was aan 2 groepe gaan saamtrek. Een groep het onder andere gepraat oor die profiel van die leraar wat ons wil beroep. Hoe moet hy wees, wat is leemtes, wat ons kan aanspreek, wat hy dalk kan aanspreek, alles rondom die leraarsprofiel. 'n Ander groep het oor iets anders gepraat. So dit gaan ons by mekaar sit as ons Woensdag weer by mekaar is. Die beroepingskomitee is so, ek noem dit maar net weer, so 10 mense uit verskillende ouderdomsgroepe. Ons het 'n jong man daarop vir die jeug en ons oudste lidmaat Thys Oosthuizen, wat al baie by beroeping betrokke was, is ook daarop. Dan het ons hier tussenin mense van verskillende ouderdomme, maar ons het onder andere iemand, meer as een persoon wat al die hele tyd van het Bak gestig is en Bak is, maar ons het ook iemand wat onlangs in lidmaat geraak het daar. So die doel daarmee is dat almal 'n inset kan lewer en dat hierdie wat onlangs hier aangesluit het kan sê, maar hy voel of sy voel ons mis dit. Ons het 'n dame daarin, ons het mans daarin, so ons het regtig probeer om 'n goeie verteenwoordigende groep
daar te hê, wat nie net die kerkraad is, of net die dagbestuur of so ietsie. So onthou julle nog so 'n week oor, om vir ons name deur te gee, as jy aan iemand kan dink, wat jy voel, joh, as die persoon hier kan wees, sal dit wonderlik wees, as hy saam met Gawie kan dominee wees. So gee vir ons daai name deur, sommer by Tanya, by admin@bak.org, so, die kriteria, het ons al so 'n bietjie oor gepraat, maar daar is ook sekere GK, Gereformeerde Evangelische Kerk van Australië kriteria, daar is sekere vrae wat uitgestuur word aan kandidate wat op die kortlys gaan beland, wat hulle moet antwoord, so die kriteria is alles is reg. En dan beloof die beroepingskomitee, ons hanteer die aansoeke baie vertroulik, dit is maar net belangrik, dat 'n gemeente Garries nou nie hoor hulle dominee is op die beroepingslys vir Brisbane. Want julle weet hoe gaan dit dan gons. So ons hou dit vertroulik. Ek dink dit is omtrent net so 2 aksies miskien, die Kerndale Groei Groep. Ons vergader weer 9 Julie en volgende naweek gaan ek Gladstone toe. Dr. Johan Elof gaan hier preek. Dan gaan ek die erediens net in Gladstone vat. Daarna is ek weer terug. So, ek dink dit is dit. Ek gaan nie weer die kommunikasie uitlig nie. Ek dink dit ken ons nou al baie goed. En dis die res, dis die einde. So, kom drink saam met ons. Lekker thee, koffie, eet ietsie. Baie dankie vir julle hier wees. Mag die Here julle seën.